Goeiedag manne, baie welkom by Landbouwetenskappe graad 12. Ek is meneer Oukamp en ons begin vandag by heeltemal nuwe module. Jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 234. Ons begin vandag met module 5 eenheid 1 en ons gaan praat oor basiese landbougenetika en die toepassing daarvan. Ons gaan hierdie week net eenheid 1 hanteer of behandel. Ons gaan nie verder aangaan met nuwe werk nie. Ons gaan net hierdie eerste eenheid doen omdat ons hierdie genetiese begrippe eers onder die knie moet kry. Ons gaan 'n bietjie meer tyd aan dit spandeer. Hierdie is 'n tradisioneel moeiliker gedeelte in landbouwetenskappe se vraestel 2 en die manne sukkel gewoonlik met dit, so ons gaan so 'n bietjie stadiger deur hierdie werk gaan. Ek wil hierdie week net hê ons moet hierdie terminologie onder die knie kry sodat ons verder en makliker deur die volgende eenhede dan kan werk. So ek wil baie graag hê dat jy net vir my moet kyk op bladsy 231 en 232, die hersieningsaktiwiteit. Moet jy vir my asseblief in jou werkboek doen. So ek wil dit graag kyk as jy kom na die skool toe. Jy begin die 1 Junie weer by die skool en as jy inkom, gaan ek dadelik kyk dat jy dit gedoen het. So hierdie week gaan ons net eenheid 1 doen van module 5, daardie moeilike gedeelte, om dit lekker onder die knie te kry. Verder gaan jy jou tyd spandeer om hierdie hersieningsaktiwiteit te doen. Dit handel oor die vorige module, wat handel oor dieresiektes en beskerming. So jy moet dit vir my asseblief in jou werkboek doen. 1 Junie gaan ek deurstap kyk dat dit gedoen is asseblief. Maak dit maar klaar hierdie week, sodat jy mooi voorbereid is wanneer jy inkom na die klas toe. So ek gaan net dit van jou vra en dan hierdie module 1 van landbougenetika. In hierdie module gaan ons meestal verwys na die toepassing van genetika in veeboerdery. Ons gaan meeste voorbeelde dan uit veeboerdery uitvat, maar ons sal so hier en daar 'n paar voorbeelde gee, ook dan by die teeling en die toepassing van teeling en genetika by gewasboerdery. As jy onthou uit die vorige gedeelte of uit die vorige modules het ons bietjie gepraat oor voortplanting en teeling, spesifiek in veeboerdery. Ons het gekyk na hoe hierdie proses plaasvind om dan nou nageslag te kry op 'n plaas en hoe ons hierdie voortplanting en teeling in ons bestuursplan op die plaas kan toepas en dan nou inkorporeer. Maar in hierdie gedeelte gaan ons meer fokus oor die inligting wat oorgedra word van geslag tot geslag. En voordat ons kan begin met genetika, moet ons eers definieer wat dit is. En in jou handboek op bladsy 234 in die tweede blou blokkie gee hulle vir jou die definisie van genetika. En hierdie een wat ek hierso het is net meer omskrywend. Jy kan dit dan vir jou afskryf ook. Hulle sê genetika is die studie van die DNA-struktuur wat 'n organisme se eienskappe bevat en die manier waarop hierdie eienskappe van geslag tot geslag oorgedra of oorgeerf word. In Engels praat ons van DNA, in Afrikaans praat ons van DNS. En DNS is die genetiese inligting in jou selle wat jou as 'n individu dan kan beskryf en uitgedruk word in jou as 'n individu. As ons byvoorbeeld kyk na hierdie vleisbeesbul, dan kan ons vir mekaar sê dat hier spesifieke eienskappe waarvoor ek gaan selekteer in hierdie bul, wat ek byvoorbeeld nie noodwendig by ander diere voor sal selekteer. As ons byvoorbeeld kyk na 'n vleisbeesbul, wil ons hê hy moet lengte van lyf hê, hy moet diepte hê en hy moet breedte hê, soos van bo af sou kyk oor die skof of oor die kruisgedeelte. Want dit sê vir my dat hierdie bul die potensiaal het om baie vleis te lewer. En ek wil baie graag dan hierdie bul, as hy dan nou vir my so goeie lengte, goeie breedte, goeie diepte het, wil ek hom dan gebruik op my kudde met vleisbeeskoeie, sodat 'n nageslag kan voorkom wat hopelik en heel moontlik dieselfde eienskappe sal hê as die bul en die koei, met ander woorde goeie vleisproduserende eienskappe. As ons byvoorbeeld kyk na hierdie koei, sy het lengte, sy het breedte, sy het diepte en sy het die goeie bouvorm om vir my kalwers te kan lewer. Met ander woorde, sy het 'n goed gevormde eier, die eienskappe wat sy het, sy het 'n mooi driehoek wig na agter, wat vir my sê is kapasiteit agter in die agterkwart van hierdie koei, om dan vir my 'n kalf te kan lewer, gesonde kalfgeboorte voor te kan skenk. So hierdie is eienskappe wat spesifiek is dan aan hierdie tipe dier. 'n Vleisbeeskoei moet vleiseienskappe hê, sodat sy kalwers kan lewer, wat dieselfde of beter eienskappe as sy het, wat ek dan kan verkoop of slag, of weer in my kudde kan gebruik. As ek byvoorbeeld kyk na 'n melkkoei,
eienskappe wat ons by haar soek. Sy hoef nie so seer vleiseienskappe te hê nie, as jy haar vergelyk met die vorige koei, maar sy moet vir my melk kan produseer. So ek wil hê, sy moet 'n groot, goed gevormde, goed ontwikkelde eier hê, wat vir my baie en goeie kwaliteit melk kan lewer. Sy moet ook maklik kan kalf, met ander woorde hierdie wig na agter toe raak selfs duideliker hier in 'n melkkoei, wat beteken dat sy met kapasiteit in haar buikarea, sodat sy 'n kalf kan dra, melk kan produseer en haar maag kan volmaak met voer, sodat sy haar hele lewe en hierdie produksie kan onderhou. So dis ander eienskappe as byvoorbeeld by 'n vleisbees waarvoor ons dan gaan selekteer in 'n melkkoei. Nog steeds hoop ek, en tydens teeling kyk ons daarna dat die eienskappe wat die ouers, met ander woorde die bul en die koei, dan nou het, oorgedra kan word na die nageslag toe. As ons kyk na gewasse, hierdie is 'n koringplant, die eienskappe wat ek hier soek, hopelik meer siektebestand, droogtebestand, met ander woorde kan met minder water oorleef en produseer. En as ek kyk na een van hierdie halms, dan wil ek hê daar moet soveel as moontlik korrels afkom, groot as moontlik korrels, beter kwaliteit korrels, en soveel as moontlik dan op een so 'n aar, sodat ons soveel as moontlik en so goed as moontlik, so beter as moontlik kan produseer van 'n hektaar af. Nou dat ons gekyk het na verskillende eienskappe en verskillende diere waarvoor 'n boer dan nou sal selekteer en wat hy graag wil hê vir sy boerdery om optimaal te kan produseer, en nadat ons gekyk het en nou weet dat hierdie inligting vasgevang is in die sel, in die DNS, kan ons nou spesifieke terme definieer in die volgende eenheid, om dan te weet waarvan ons praat as ons praat oor genetika, dan spesifiek in hierdie oordrag van eienskappe, en sodat ons dan vorentoe makliker kan verstaan wanneer ons kyk na spesifieke eienskappe en hoe dit oorgedra word. Eerste een waarna ons verwys is op bladsy 234, is daar eerste blou blokkie sê hulle oorerwing. Wat is oorerwing? Dit is die oordrag van trekke of eienskappe vanaf die ouers of voorgeslagte na die nageslag. So ek gaan byvoorbeeld praat van vel of haarkleur as spesifieke eienskappe. Dit kan wees die bouvorm van 'n dier, dit kan wees die hoeveelheid melk wat geproduseer word, en oorerwing gaan spesifiek daarin oor die oordrag van hierdie eienskappe na die nageslag. En die bul of die koei wat geselekteer is vir goeie vleiseienskappe na die kalfie wat gebore word. In die tweede blou blokkie gee hulle vir jou weer eens die definisie van genetika. Ons het dit nou bespreek. Dan praat hulle so 'n bietjie oor die geskiedenis van genetika. Jy kan self al deurlees, dit gaan veral belangrik wees in die volgende eenheid. Maar jy kan eers daar kromosome definieer. Hulle sê kromosome bestaan uit opgerolde DNS kettings. Waarvoor staan DNS? Jy moet dit weet, dis deoksiribonukleïensuur kettings, DNS, wat om sekere proteïene genaamd histome draai. Die oorerwingsinformasie, die inligting van spesifieke eienskappe, word in die kromosoom se DNS gestoor. Kromosome is in die nukleus van die sel, met ander woorde in die kern. Hier wys ek sommer vir jou hoe 'n diersel lyk. Dis 'n selletjie miskien in jou liggaam, en ons kan sien dat hierdie selletjie het dan 'n selmembraan wat hom omring. Daar is sitoplasma, en in hierdie sitoplasma is daar spesifieke organelle, soos wat jy geleer het in graad 10. En dan in die kern van hierdie sel, die sel se kern is dan die nukleus, en in hierdie kern kry ons dan hierdie genetiese inligting, hierdie kromosome wat dan die DNS bevat. Hier wys ek vir jou, wanneer ons dit kyk in die sel, dan lyk die DNS dan nou so, dit lyk amper soos spaghetti, so 'n klomp stringetjies DNS wat te mekaar is. En dan hier wys hulle vir jou hoe die kromosome gevorm word. So uit hierdie gedeelte aan die linkerkant wat jy hier kan sien, wys hulle vir jou dan ook spesifiek hierdie kromatien netwerk wat al hierdie DNS vat wat in sulke lang stringe voorkom, en wanneer hierdie DNS dan opgerol word, ons gaan in die volgende gedeelte ook bietjie meer daarna kyk, dan vorm dit hierdie strukture wat ons dan noem 'n kromosoom. So met ander woorde, hierdie kromosoom en hierdie kromatien bevat dieselfde goed. Dit is net DNS wat hier opgerol is en gekondenseer is, met ander woorde
bymekaar gebring is deur sekere proteïene. Hier is net nog 'n voorstelling waarvan in die kern van die selkern, die nukleus, kry ons hierdie kromosome. En hierdie struktuur wat hulle vir jou hier wys is dan hoe DNS lyk, die oksiribonukleinsure. Hier kan jy dit baie duidelik sien, ons praat van 'n dubbele helix wat uit hierdie nukleinsure bestaan. So hierdie is dan een hele nukleinsuur gedeelte wat dan hierdie string dan opmaak. Bo aan bladsy 235 gee hulle vir jou die definisie dan van geen. Jy kan daarso merk, gene bestaan uit DNS wat sekere eienskappe soos pelskleur of saadvorm beheer. Gene word op kromosome gevind. Die posisie van 'n geen op 'n kromosoom word die locus van die geen genoem. Met ander woorde, as ek praat oor oogkleur, dan sê ons, oogkleur word uitgedruk deur 'n geen in die DNS. En 'n geen is dan 'n kombinasie of 'n gedeelte van die DNS wat sekere kombinasie van nukleinsuure bevat om dan die eienskap van oogkleur uit te druk. Omdat ons dan weet dat daar nie net een oogkleur is nie, maar verskillende soos blou oë en bruin oë, moet daar dan verskillende vorme wees van 'n spesifieke geen. En dit noem ons dan allele. So jy kan daarso merk in jou handboek, allele is verskillende vorme van 'n geen word allele genoem. Allele dra verskillende stukkies inligting oor dieselfde eienskap. So dit is nog steeds oogkleur, is dieselfde eienskap, dit is nog steeds dieselfde tipe geen, maar die geen self verskil, en dan noem ons dit allele. As die eienskap pelskleur is, in hulle voorbeeld, mag daar byvoorbeeld 'n alleel vir 'n bruin pelskleur en 'n alleel vir 'n wit pelskleur wees. Hier wys ek dit vir jou op hierdie kromosoom. Dit is een kromosoom hierdie. Kan ons sien dat daar waar daar die geel gedeeltetjie gemerk is dit die locus. Wat is die locus? Dit is die posisie op die kromosoom of in die DNS waar 'n spesifieke geen voor gekodeer kan word. En hier spesifiek wys hulle vir jou die eienskap waarmee ons te doen het te doen met die lengte van bene. So as ons byvoorbeeld hier kyk, dan kan ons sien dat in hierdie voorbeeld is daar lang bene in hierdie locus en ook lang bene in hierdie locus. Dit kan dieselfde wees of dit kan verskillend wees. So hierdie twee gedeeltes op hierdie kromosome is allele van mekaar. Hierso het ons die eienskap lang bene wat op die geen uitgedruk word vir die lengte van bene. In die locus is hierdie spesifieke plek op die kromosoom. Maar hier kry ons kry verskillende vorme daarvan, so dan kan ons sê hulle is allele van mekaar. Dan bring dit ons by die volgende gedeelte wat handel oor homozigoties en heterosigoties. Jy kan daarso merk, homozigoties beteken as 'n geen en sy alleel identies is vir 'n eienskap, soos in die vorige voorbeeld, dan word daar gesê dat die individu homozigoties vir daardie eienskap is. Beide die gene kan byvoorbeeld bruin pels kodeer. As ons byvoorbeeld dan praat oor heterosigoties, dan beteken dit die geen en sy alleel is nie identies vir 'n spesifieke eienskap nie. Dan word daar gesê dat die individu heterosigoties vir daardie eienskap is. Een geen kan byvoorbeeld vir 'n bruin pels en die ander geen vir 'n wit pels kodeer. Die heterosigotiese individu word beskou as 'n hibrid vir daardie eienskappe. So as ons kyk na homozigoties, het ons eerste voorbeeld, hier is 'n kromosoom. Daar is twee moontlike allele vir een geen. Die locus is die plek waar hierdie geen voorkom en hierdie geen druk die eienskap van die lengte van bene uit. Hierdie is homozigoties, homo beteken dieselfde, met ander woorde dit is dieselfde twee allele vir een eienskap, lang bene of lang bene. In hierdie voorbeeld wys ek vir jou die heterosigotiese allele. Onthou ons praat van die kromosoom wat hierdie twee bene dan bevat, is dan die DNS wat opgerol is en hierdie kromosome vorm. Onthou, een gedeelte kry ons van ons ma en een gedeelte kry ons van ons pa. Hoekom is dit so? Onthou in graad 10 wat ons gepraat het oor meiose, waar die voortplanting en dan hierdie spesifieke gamete wat versmelt, soos 'n spermselletjie en 'n eierselletjie, wat dan die ma se inligting en die pa se inligting bevat, dan by mekaar kom. So dit vorm dan vir ons hierdie DNS
kettings wat dan hierdie kromosoom vir ons vorm. Op die kromosoom is daar 'n locus, die plek waar die geen voorkom wat die eienskap uitdruk vir lengte van bene. En hierdie gene het dan nou 2 allele wat verskillend is. So die een is vir lang bene en die een is vir kort bene. Lang en kort. So hoe gaan ek nou weet watter een van hierdie 2 uitgedruk word? As ek die gene bevat of die allele bevat om lang bene te hê of kort bene of byvoorbeeld blou oë of bruin oë, ek kan tog nie een blou oog en een bruin oog hê nie. Ek kan net bruin oë of blou oë hê. So dan moet daar gekies word tussen hierdie 2 allele wat beskikbaar is, watter een uitgedruk gaan word of watter een dan gesien gaan word in 'n spesifieke organisme. Onthou net weer, as ons praat van heterozigoties, dan kan ons sê dat hierdie diere is 'n hybrid. Met ander woorde, hulle het die potensiaal of hulle het dan die vermoë om verskillende allele vir een tipe eienskap te kan hê of een soort geen en sal ons dan verskillende uitkomste kan hê soos hulle kruis met ander diere. So om te kan bepaal watter een van die 2 allele dan uitgedruk kan word, moet een van hulle dominant wees en een van hulle resessief. So jy kan daar onder aan bladsy 235 sommer merk, dominante gene is die dominante alleel blokkeer die ander alleel wat die resessiewe alleel is. Slegs die dominante eienskap kom fisies na vore. As die alleel vir bruin pels byvoorbeeld dominant is oor die alleel vir wit pels, sal die heterozigotiese individu 'n bruin pels hê. Net so, resessiewe geen, die alleel wat geblok word en nie gesien kan word nie, is die resessiewe een. Die individu sal 2 allele vir 'n wit pels moet erf om 'n wit pels te kan hê. Die beste manier om dit vir jou te wys is daar op bladsy 236 heel bo-aan. In tabel 1 gaan hulle dit vir jou mooi so verduidelik. Ek gaan nou ook vir jou 'n voorbeeld daarvan gee. Net die volgende term wat ons bo het aan bladsy 236 is die genotipe en die fenotipe. Wanneer ons praat oor 'n genotipe, dan is dit die genetiese samestelling van 'n organisme. En as ons praat van die fenotipe, dan gaan dit oor dit wat uitgedruk word. Die uiterlike voorkoms van 'n organisme word dan die fenotipe genoem. Wanneer ons in genetika praat oor hoe die fenotipe gaan lyk, met ander woorde, hoe daardie spesifieke mens byvoorbeeld gaan lyk, dan sê ons dat die fenotipe is die gene sowel as die omgewing wat saamkom, gee vir ons dan die fenotipe. Want sekere gene word aan en afgeskakel na gelang van die omgewing waarin die individu homself dan bevind. As ek dan 'n voorbeeld kan gebruik, kan ek vir jou sê dat hierdie melkkoe het die potensiaal of het goeie gene om goeie melk te produseer. Maar as sy nie goeie voer kry nie, kan sy nog steeds baie goeie gene hê, sy gaan nog steeds nie goeie melk produseer. Of sy kan dalk baie swak gene hê vir melkproduksie, maar as sy goeie voer kry, kan sy dalk beter produseer as wat sy dalk sou doen op swakker voer. So met ander woorde, die omgewing saam met die genetika gee vir my dit wat uitgedruk word, dit wat fisies na vore kom, met ander woorde, die fenotipe. Die beste manier om hierdie terminologie vir jou te laat sin maak, is om 'n voorbeeld te gebruik. En let sommer op, hoe skryf ons hierdie genetiese uitdrukkings. Kom ons gebruik die voorbeeld. Die alleel vir die dominante eienskap word verteenwoordig deur 'n hoofletter. Kom ons gebruik die voorbeeld van die kleur van 'n blom. As ons sê die blou kleur is die dominante alleel vir die eienskap van kleur, dan gaan ons hom met 'n hoofletter B skryf. Ek kan dit 'n hoofletter X maak, ek kan dit 'n hoofletter S maak, maak nie saak wat die letter is nie, ek moet net seker maak dit is 'n hoofletter. Net so, die alleel vir die resessiewe eienskap word verteenwoordig deur 'n klein letter. Byvoorbeeld kleinlettertjie B vir die wit van 'n blom. So ons weet dat die blou kleur is die dominante alleel vir die eienskap van die kleur van blomme, waar die wit kleur is die resessiewe alleel vir die eienskap van kleur van blomme. Nou kan ons dit vir onsself so uitskryf. Let op dat hulle sê vir jou hoofletter B en hoofletter B, as ek byvoorbeeld daardie 2 allele sou hê op my kromosoom, onthou daar moet 2 wees, een op die een been, een op die ander been. As ek hierdie hoofletter B het,
hoe gaan die blom se kleur wees? Daar's 'n hoofletter B, hy kan net blou wees. En ons weet dat hierdie hoofletter B is dominant, en ons weet dat dit is homozigoties, dis wat homozygous hier vir jou sê. Homozigoties, wat beteken dit? Al twee die allele is presies dieselfde. Net so, as ons kyk na hierdie onderste ene, klein lettertjie B, klein lettertjie B. Ons weet dat wanneer daar 'n hoofletter by is dit dominant oor die klein lettertjie. Met ander woorde, hierdie een is net klein lettertjies, hier's geen dominante alleel by hierdie twee allele nie. So die kleur wat ons sien, die fenotipe, dit wat die blom gaan wees, is wit. Hoekom sê ons dis homozigoties? Want al twee die allele is presies dieselfde. Nou die een waar hulle gesamentlik is, een kromosoom, twee bene op die kromosoom, en ons het hierso twee verskillende allele vir dieselfde eienskap, dieselfde tipe geen, dan noem ons dit heterozigoties. Hoofletter B, klein letter B. Maar hoe gaan die plant lyk? Watter kleur gaan die blom hê? Hy gaan blou wees. Hoekom nie wit nie? Want wit word gekodeer as resessief teenoor die dominante blou. So die dominante kleur of die dominante alleel gaan die resessiewe alleel oorskadu en dan homself uitdruk as blou. Hierso gee ek weer die voorbeeld vir jou. As ons sê dat die kleur van die flamink in hierdie voorbeeld, as die flamink of rooi vir die kleur van die flamink is dominant oor die kleur blou. Wat is die eienskap waarna ons kyk? Die kleur van die flamink. Wat is die geen? Daar's 'n spesifieke geen wat vir hierdie eienskap uitdruk. Die rooi kleur is dominant oor die blou kleur. So as daar enigsins die alleel vir 'n rooi kleur is, soos in die eerste een of in die tweede een, gaan die flamink altyd rooi wees. Maak nie saak of dit net twee allele vir rooi kleur is nie, of een alleel vir rooi kleur en een alleel vir blou kleur. As daar 'n dominante alleel by is, dan gaan hy die resessiewe alleel oorskadu en gaan ons die dier sien as die dominante kleur, met ander woorde rooi. As daar geen dominansie is nie, met ander woorde daar's geen dominante alleel teenwoordig nie, gaan die twee resessiewe allele uitgedruk word en gaan ons dan die blou kleur van die voël dan sien. Die maklikste manier om hierdie terme onder die knie te kry is om dit te gaan inoefen met 'n aktiwiteit. So ek wil baie graag hê saam met die aktiwiteit wat jy op bladsy 231 en bladsy 232 doen, moet jy ook vir my asseblief op bladsy 236 aktiwiteit 1 en 2 ook doen. As jy nie hierdie aktiwiteite doen nie, gaan jy nie die toepassing en daai terminologie lekker onder die knie kry nie. En dan gaan jy sukkel as jy verder aan in hierdie module dan gaan werk. So ek wil hê jy moet vir my saam met daardie hersieningsaktiwiteit hierdie twee aktiwiteite doen en die 1 Junie as jy weer klas het, dan gaan jy dit vir my wys waar jy dit in jou werkboek gedoen het, gaan ons dit merk, ons gaan kyk of jy mooi verstaan wat daarmee bedoel word en dan sal ons aangaan verder met landbougenetika. Dit bring ons dan by die einde van die terminologie. Doen asseblief daardie 3 aktiwiteite. Dis die enigste video wat jy die week kry, so jy kyk net hierdie een video, doen daai aktiwiteite en dan glo ek sal jy reg wees. Baie sterkte en baie dankie.